Wanneer ons besig is met algebra, is dit soms baie goed om net weer terug te gaan na die basiese beginsels. En wanneer ons kyk na faktorisering, is dit dalk nuttig om te kyk hoe werk faktore van getalle. Nou kom ons vat sommer 'n eenvoudige getal, 4. Die faktore van 4 is 1, 2 en 4. Met ander woorde, ons kan 4 skryf as 'n kombinasie van sy faktore, is of 2 maal 2, want 4 is 'n perfekte vierkant, of 4 is gelyk aan 1 maal 4. Wat ons dus sien is, as ons kyk sommer net na 4 is 1 maal 4, dan sien ons dat ons dadelik 'n enige getal kan skryf as die produk van homself en 1. 1 maal 4. Toe ons gekyk het na die reëls vir bewerkings, het ons daar gepraat van 1 is die neutrale element vir vermenigvuldiging. Met ander woorde, as ons met 1 maal verander niks, ons sien dit byvoorbeeld as ons met ekwivalente breuke werk, 1 kan byvoorbeeld 2 op 2 wees, as ons 'n breuk met 2 op 2 maal, kry ons 'n ander breuk, maar dit bly nog steeds dieselfde breuk. 'n half maal met 2 op 2 word 2 op 4. 2/4 weet ons is nog steeds 'n half. Maar, ons vergeet altyd die negatiewe getalle. As ons kyk na 4, het hy 'n ander stel faktore ook. En dit is -1, -2 en -4. In die geval kan ons dan 4 skryf as 4 is gelyk aan -2 maal -2. Onthou, 'n negatiewe getal maal met 'n negatiewe getal word 'n positiewe getal. Ons gaan nie nou kyk na die bewys daarvoor nie. Ons aanvaar dit net so. En net so is 4 gelyk aan -1 maal -4. Hoekom is hierdie belangrik? In elke getal, of dan 'n veranderlike wat ook maar 'n getal is, het ons 2 spesifieke faktore wat nuttig is om te gebruik. 1 en -1. Nou moet ons aanvaar, as ons net met -1 maal, verander ons die teken van die ander getalle. Ons kan nie net met -1 maal nie, ons moet met -4 maal. Met ander woorde, kom ons pas dit gou toe. As ons byvoorbeeld dan sê a plus 2, dan kan ons dit oorskryf, daar is 'n gemeenskaplike faktor wat -1 is, maar dan word dit -a minus 2. Of, ons kan net die minus buite die hakkie sit, -a minus 2. Dit lyk na 'n simpel ding. Onthou hom, dis baie belangrik om hierdie tegniek te verstaan. Ons gaan nou verder en ons gaan dit toepas in faktorisering. Ons het nou net gesien dat alle getalle 2 faktore het, 1 en -1. Nou, hoe pas ons dit toe in algebra? Kom ons kyk na hierdie stelling. 4 in hakkies y minus 3 plus k in hakkies 3 minus y. As ons daarna kyk, dan sien ons daar is geen faktore nie. Daar is geen gemeenskaplike faktore nie. Nou, daai y minus 3 en 3 minus y lyk daarom net te naby aan mekaar. Daar moet iets wees wat ons kan doen. Kom ons kyk dan nou byvoorbeeld, as ons sê, maar -1 is 'n gemeenskaplike faktor van 3 en minus y. Kom ons kyk gou wat kan ons dan doen. 3 minus y kan ons oorskryf as -1 maal met minus 3 plus y. Lyk dit bekend? En dit kan ons dan oorskryf as minus y minus 3. Nou kom ons pas dit toe. As ons dan hierdie hele stelling vat, is gelyk aan,
ons dra net die eerste term oor, 4y minus 3, plus k maal met minus 1, dit word dan minus 3, plus y, en ons kan dit oorskryf as, ons dra net weer oor, 4y minus 3, minus, want die k maal met minus 1 is 'n minus k, en nou kan ons die volgorde, kan ons omruil, en ons kan sê y minus 3. En daar het ek 'n gemeenskaplike faktor, y minus 3. En ons eindig dan met, soos die gemeenskaplike faktor uithaal, y minus 3, en wat oorbly is die 4 minus k. Doen jouself toch bietjie 'n guns, en maal net weer, gebruik die reëls vir vermenigvuldiging, e-mul in hierdie geval, of FOIL in Engels, eerstes, middelstes, uiterstes, laastes, ons gaan nog weer daarby uitkom, en kyk of jou antwoord reg is, of jy weer by die oorspronklike stelling kan uitkom. Net weer, hierdie was oefening 2, nommer 1.16, op die oefeninge op ons webblad, die skakel is in die kommentaar, laai dit gerus daar af. Ons kyk dan na een laaste voorbeeld, 3b en dan hakkies b minus 4, en dan minus 7 en hakkies 4 minus b. Weereens, die terme in die hakkies lyk daarom net te veel dieselfde. Ons het nie nou 'n gemeenskaplike faktor net soos hy daar staan nie, maar miskien kan ons een uitwerk. Is gelyk aan 3b, b minus 4, minus 7, ons weet, daar is 'n gemeenskaplike faktor tussen 4 en minus b van minus 1, en dit verander hierdie hakkie dan na minus 4 plus b. Dit kan ons dan oorskryf, ons dra net weer hierdie oor, 3b maal met b minus 4, die minus 7 maal met minus 1 word plus 7. En dan kan ons die twee terme binne die hakkie omruil, b minus 4, ons het gemeenskaplike faktore, met ander woorde, ons kan die faktore dan uithaal, b minus 4, en wat bly oor? 3b plus 7. Soos ek gesê het, is altyd 'n goeie strategie om net weer jou antwoord te kyk, maal hom weer uit, kyk of jy by die oorspronklike stelling kan uitkom, as jy hom terugmaal. Met ander woorde, doen die ding agteruit. In wiskunde gebruik ons twee terme daarvoor, wanneer ons wil hê jy moet die hakies wegvat, dan sê ons vereenvoudig, as ons wil hê jy moet die hakies terugsit, dan sê ons faktoriseer. Baie sterkte met die werk, soos ons al baie keer gesê het, onthou, dis net stappe, en hoe meer jy oefen, hoe meer jy weet, hoe makliker word dit om te weet wat die volgende stap is. Die skakel na hierdie oefening is in die kommentaar hieronder. Lekker werk!